Goeiedag. Mag hierdie virtuele erediens vir jou tot seën wees en mag jy ervaar dat die Here deur vanoggend se boodskap met jou persoonlik praat. So kom ons bid eers saam voordat ons met die skriflesing begin en na die boodskap luister. Here, ons is bymekaar op 'n vreemde manier. Ons is nie fisies bymekaar nie, maar ons is geestelik bymekaar as u geestelike liggaam. Here, van ons sit wyd en ver van mekaar af, miskien selfs in ander lande. Maar Here, daar is iets wat ons saambind, en dit is ons liefde vir u, en bovenal u liefde vir u mense. Here, dankie dat dit die faktor is wat ons een maak. Wat maak dat ons eintlik, al is ons ver van mekaar af, vir hierdie paar oomblikke u gemeente is, u kerk, u mense. En Here, nou kom ons na u toe van waar ook al ons is en op watter manier ons ook al hierna kyk en luister. En Here, ons het nie ingeskakel hierby sommer maar net nie. Ek glo ons almal doen dit, Here, en ons wil graag na die boodskap luister omdat ons glo dat dit van u afkom. En Here, daarom is dit vir ons belangrik. En daarom wil ons graag hoor wat u vir elkeen van ons vanoggend wil sê. So my gebed is dat u vir ons sal instel. Here, as daar een of ander geraas in ons gemoed is of in ons harte is, wat maak dat ons moeilik luister en konsentreer, wat ons aandag wil aftrek, dan vra ek dat u deur die Heilige Gees vir ons sal stil maak in hierdie volgende paar minute, sodat ons kan hoor wat u deur die woord en deur die Gees vir elkeen van ons wil sê. Ek bid dit en ek vra dit in die naam van Jesus, die opgestane Here. Amen. 2026. Ons is nou al op die punt waar 10 dae van hierdie nuwe jaar verby is. Dis 'n onbekende jaar en dis 'n onseker jaar wat vir ons natuurlik voorlê. Vir van ons gaan dit 'n moeilike jaar wees en vir ander van ons gaan dit 'n voorspoedige en heel moontlik ook 'n opwindende nuwe jaar wees. Van ons gaan ervaar dat dit 'n gelykpad jaar is en vir ander gaan dit 'n hobbelrige pad wees. En as ek dit so kan uitdruk, miskien 'n pad met onverwagse potholes. Dat het ons glad nie verwag het nie. Maar die punt is, met elkeen van ons gaan daar goeie dinge en slegte dinge in 2026 gebeur. Die kwelvraag is, hoe goed of hoe sleg? So ons kan planne maak. Ons kan planne maak teen die onsekerheid en ons kan voorsorg probeer tref. Ons kan versekering uitneem. Ons kan self so ver gaan om 'n neseier eenkant te probeer sit vir net ingeval dit sou nodig word. Ons almal weet, baie dinge is buite ons beheer. Ons kan niks daaraan doen nie. Ons kan dit nie voorkom nie. En dit is presies dit. Dit is presies dan ook wanneer ons miskien die belewenis kan hê dat die jaar soos 'n bedreiging vir ons voel. En nou wonder ek, teen die agtergrond nou van hierdie nuwe jaar se onsekerheid en se onbekendheid, wat sou jy nou graag wou hê moet die tema van vanoggend se boodskap wees? Wat sou jy wou hê moet dit wees? Wat sou jy vanoggend graag van die Here wil hoor? Wat sou jy wou hoor van jou 2026 wat voorlê? Ek dink almal van ons sou seker 'n gerusstellende boodskap wou hoor. Ek dink dit is menslik. Een wat jou kommer wegneem, wat jou onsekerheid wegvat. Een wat jou laat ontspan en wat jou laat uitsien na die jaar wat voorlê. 'n boodskap wat
'n mens kan maar sê wat sal maak dat ek die jaar met 'n huppel in my stap aanpak. Nou, as dit jou wens is, dan het ek vir jou goeie nuus. Want my tema is die nuwe jaars waarborg. En ek het die tema gekies want 'n waarborg is mos 'n ding wat vir ons gerus maak. Dis 'n gerusstellende ding, is dit nie? Dit verminder ons risiko's. Dit verskuif eintlik die risiko van my na iemand anders. 'n Waarborg bring rustigheid. Dit verminder spanning en by dit alles gee dit vir ons gemoedsrus. So my tema, die nuwejaars waarborg. 'n Paar jaar gelede het 'n baie goeie kunstenaar vir my een van sy skilderye as 'n geskenk gegee. Maar die skildery het nie 'n raam omgehad nie, dit was 'n ongeraamde kunswerk. Dit was 'n mooi landskaptoneel, maar ons was nou nie besonder angstig om dit teen 'n muur te kry nie. So dit was iewers in ons huis was dit net veilig weggebêre. En maar na 'n tyd het ons toe besluit, maar miskien moet ons tog maar die skilderye dra. En watter transformasie was dit nie? Watter transformasie het nie daar plaasgevind toe hy geraam is nie? Dit was of die skildery ewe skielik nuut geword het. Asof daar nuwe dimensies na vore gekom het. Nuwe aksente. Dit was ook asof die kunswerk eintlik regtig nou eers betekenis begin kry het. Dit was asof die raam jou dwing om te fokus op dit wat binne die raam is. Dit was asof die landskap binne in hierdie raam beklemtoon was. En asof dit begin lewe kry het. Jy sien, dit is so dat 'n raam maak die verskil. En nou hang hierdie skildery op 'n prominente plek in ons huis. Die raam rondom 'n skildery kan 'n kunswerk maak of hy kan hom breek. En nou wil ek jou vra, as die evangelie soos 'n skildery is, wat sou jy die raam noem wat jy rondom die evangelie sou sit? Die raam wat die hele evangelie perspektief gee. Wat die evangelie as 'n eenheid bind. Wat dit omraam, in fokus bring. Wat dit wat binne in die raam is sal beklemtoon. Wat sou jy jou raam van die evangelie noem? Dalk God se genade? Is dit die naam van jou raam? Dalk God se liefde? Ek gaan uit die evangelie van Matteus lees, eers reg aan die begin, dan weer reg aan die einde. Matteus 1 vers 23. Ek lees net een vers. Dink baie van ons, miskien almal van ons, het in die Kerstyd hierdie vers ten minste een keer gehoor en self dalk gelees. Dis die situasie waar die engel nou in 'n droom aan Josef verskyn en dan sê hy vir Josef, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. En hulle sal hom Immanuel noem. Wat as dit vertaal word beteken, God is met ons. Nou gaan ons na Matteus 28 reg aan die einde van die evangelie en ons gaan vers 16 tot vers 20 lees, baie bekende verse. Die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle ontbied het. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. Jesus het nader gekom en vir hulle gesê, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die tyd.
Die begin en die einde van Matteus se weergawe van die evangelie. Sien jy die raam? Het jy agtergekom wat is die raam? Matteus begin met Immanuel. God is met ons. Matteus eindig met Jesus se belofte. Ek is met julle al die dae. Die God met ons aan die begin van die evangelie, word die Jesus met ons aan die einde van die evangelie. En daarom skryf 'n teoloog, there is no greater personal promise than that. Daar is geen groter en geen omvattender, kan men sê geen meer gerusstellender persoonlike belofte of 'n waarborg as dit hier in die begin van 2026 nie. Daar's geen beter nuus wat ek vir jou of vir myself kan bring hier aan die begin van 'n onsekere nuwe jaar nie. Dis die belofte van God se teenwoordigheid wat die evangelie omraam. Sonder sy teenwoordigheid was daar en is daar geen evangelie nie. Is daar nie goeie nuus nie, het ons geen nuwejaarswaarborg nie. Die waarborg wat die Here vanoggend vir ons uit sy woord vir 2026 gee, is sy teenwoordigheid. En dit is die raam rondom die evangelie van Matteus, die evangelie van die koninkryk. God se teenwoordigheid. Nou hierdie waarborg of belofte vir 2026 is alles insluitend, dis alles omsluitend en dis alles ontsluitend. Maar as 'n mens nou so daaroor begin dink, die belofte van Jesus se teenwoordigheid, is dit nou die raam rondom die evangelie is, dan ontstaan daar tog 'n vraag. Wat dan van die hele Bybel? Is God se teenwoordigheid net die raam rondom Matteus? En die antwoord is baie duidelik nee, glad nie. Die nuwejaarswaarborg van Jesus se teenwoordigheid gaan veel verder en veel wyer as net dit. En die wortels daarvan gaan diep. En dit word eintlik soos die raam vir die hele Bybel. Ook in die Ou Testament is die Here se teenwoordigheid is dit wat telkens ingryp om sy mense te lei, hulle te bevry, hulle te beskerm en om genesing en herstel te bring. So, wat Jesus hier aan die begin van 2026 vir ons beloof, is nie 'n geïsoleerde uitspraak nie. God sê reg deur die Ou Testament, keer op keer sê hy dit vir sy mense, ek is met julle, ek is met julle. En nou bereik hierdie belofte van Jesus, word eintlik dan nou soos die hoogtepunt. Die hoogtepunt van God se belofte. Ek is met julle al die dae. Dit is eintlik 'n ou belofte wat nuut bevestig word hier in Jesus se laaste woorde hier op aarde. Met ander woorde, Jesus se nuwejaarswaarborg is gewortel in 'n eeuoue goddelike tradisie en 'n belofte. Dit kom nie uit die bloute nie. Die ek is met jou uitsprake in die Ou Testament kom baie interessant elke keer voor wanneer daar groot onsekerheid by die volk is. Dis dan wanneer God sê ek is met julle. En dis ook in ons onsekerheid hier aan die begin van 'n nuwe jaar wat ons presies dieselfde woorde hoor. Wanneer Abraham nie weet waarheen hy gaan nie, waarheen hy eintlik op pad is nie, dan sê God vir hom, ek is met jou. Wanneer Jakob bang is vir die toekoms, dan sê God vir hom, ek is met jou. Wanneer Moses voel hy is nie opgewasse vir sy taak nie, dan sê God, ek sal met jou wees. En wanneer Israel 'n onbekende land moet binnegaan, dan beloof die Here vir hulle sy teenwoordigheid. Hierdie belofte van die Here is gewortel in sy verbond met ons. En daarom beteken dit, jy behoort aan my. Ek sal jou nie laat los nie. My getrouheid is groter as jou vrees. So kom ons kyk 'n bietjie na die implikasies van hierdie nuwe jaarswaarborg. Nou,
Dalk is jy ook al in die verlede gewaarsku dat jy tog net asseblief die fynskrif van 'n waarborg moet lees. Want jy kan dalk verras word as jy dit nou nie doen nie. Dit kan dalk selfs 'n onaangename verrassing wees as jy dit nie lees nie. Die fynskrif van 'n waarborg. Nou daar is 2 klousules in die fynskrif van hierdie waarborg waarna ons vanoggend kyk. En mense verkies om dit te ignoreer. So kom ons kyk daarna sodat ons gewaarsku kan wees hier aan die begin van 2026. Die eerste fynskrifklousule van die nuwejaarswaarborg. Dit vrywaar ons nie van die gevolge van ons eie keuses nie. En dit gebeur gereeld en ons weet dit mos nou ook dat mense hierdie waarom en hoekom vrae begin vra wanneer iets sleg met hulle gebeur. En dit sal weer so wees in 2026. En dit is seker te verstaan dat ons vrae sal vra wanneer dinge begin skeefloop in ons lewens. Of in die lewens van die mense wat naby aan ons is of rondom ons is. En byna sonder uitsondering word God dan by hierdie vrae betrek. Waarom het God dit laat gebeur? Hoekom het hy dit toegelaat? Hy kon dit mos verhoed het. Waarom het hy nie? Hy is dan almagtig. En hy is dan vol liefde. Waarom het hy nie ingegryp nie? En baie keer is die standpunt wel, ek is tog 'n Christen. Ek is 'n gelowige. Waarom gebeur dit met my? En hierdie vrae oor God se betrokkenheid word gevra sedert die vroegste tye. En ook die Bybel is vol voorbeelde van God se mense wat met hierdie vrae geworstel het in die verlede. Wanneer dit sleg gaan, dan verloor mense baie keer hulle geloof as gevolg van hierdie vrae wat hulle vra. Die vrae oor God se teenwoordigheid, oor sy liefde en oor sy almag. 'n Vriend van my is 'n teoloog. Hy's 'n gewese bekende dominee. En hy het ongelowig geword in sy worsteling met hierdie vrae. Hy het vrae begin vra oor God se teenwoordigheid. Hy het vrae begin vra oor die nuwejaarswaarborg. En nou glo hy, daar is nie 'n God nie. In een van C.S. Lewis se boeke word die uitdrukking gebruik, God in the dock. Met ander woorde, God in die beskuldigde bank. Die mens tree op as die regter. En God moet verduidelik waarom slegte dinge dan met hulle gebeur. Alhoewel hulle meermale self die oorsaak daarvan is. 'n Groot persentasie. Dalk die grootste persentasie van slegte dinge wat met mense gebeur, is te wyte aan hulle eie toedoen. Maar dan kry God die skuld. Dan kry hy die skuld en dan moet hy die vrae beantwoord. Byvoorbeeld, as iemand willens en wetens ongesond eet en ongesond leef, en uiteindelik as gevolg van hierdie leefstyl 'n hartaanval kry, dan word gevra waarom God dit toegelaat het. Waar is God nou? Maar dis 'n ongeldige vraag, want sy teenwoordigheid vrywaar ons nie van ons keuses en ons nadelige gevolge as gevolg daarvan nie. En dan kan ons nie vir God die skuld gee nie. Dan kan ons hom nie in die beskuldigde bank plaas nie. Van hom verduidelikings eis nie. Rekenskap eis nie. Die verduideliking is eintlik vanselfsprekend. Jy het dit oor jouself gebring. 'n Ander voorbeeld, ek kan nie onverskillig bestuur en dan vra waarom het God my nie teen 'n ongeluk beskerm nie. Ek kan nie van 'n hoë gebou afspring en dan vir God die skuld gee as ek myself doodval nie. Die Satan het dieselfde met Jesus probeer. Hy het hom op die tempel se dak laat staan en hy het gesê, spring hier af. Spring hier af. God sal jou mos beskerm. Hy beloof dit dan. En dan haal Satan selfs die Bybel aan om sy misleiding te motiveer. En dan antwoord Jesus hom in Lukas 4 vers 12 en hy sê, die skrif sê,
jy mag die Here jou God nie versoek nie. So is dit endemies van die mensdom. Gee vir God die skuld vir alles wat skeefloop. So beskuldig ons hom ook baie keer as ons eie planne nie wil uitwerk nie. En dan hoor ek soms wel, ek het dan gebid. Ek het die Here gevra om hierdie plan te seën, om dit te laat werk. En toe werk dit nie. Toe misluk dit. Waar is God nou? Toe, vertel my 'n bietjie. Is dit hoe hy vertrou moet word? Is dit wat gebeur met my vertroue in hom? Word dit so beantwoord? God in the dock. God is die beskuldigde. Daarom sê die popster Bono, ons moet ophou om te vra dat God ons eie ek-planne moet seën. Ons moet betrokke wees en besig wees met God se plan in die wêreld, want God se plan is geseënd. Die nuwejaarswaarborg. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die tyd. Onthou, die fynskrif van die waarborg sê, ons word nie gevrywaar van die gevolge van ons verkeerde en ons egosentriese besluite en keuses in 2026 nie. My eie verkeerde besluite is nie waarvoor Jesus se belofte bedoel is nie. My eie verkeerde keuses is nie waarvoor Jesus se teenwoordigheid bedoel is nie. Maar daar's nou nog 'n tweede klousule, 'n tweede fynskrif klousule in hierdie nuwejaarswaarborg van ons. En ons moet dit nie miskyk nie. Nou hierdie klousule sê, die waarborg vry ons nie van lyding en van swaar kry nie. Dit is so, dat baie slegte dinge met ons kan gebeur waarvoor ons nie verantwoordelik is nie. Wat nie as gevolg van my eie toedoen is nie. Wat ek nie kon voorkom nie. En dis dan, wanneer selfs gelowiges begin wonder oor God se teenwoordigheid. Sy teenwoordigheid te midde van lyding en van swaar kry. En daarom skryf Philip Yancey in 1977 sy boek, presies oor hierdie tema. Where is God when it hurts? Waar is hy? Waar is God? Waar is Jesus se teenwoordigheid wanneer ek seer het? 'n Vriendin van ons het gevorderde kanker en sy het 'n verantwoordelike en 'n gesonde lewe gelei, haar hele lewe lank. Sy is nie verantwoordelik vir die hartseer en die trauma waardeur hulle as 'n gesin nou tans worstel nie. So waar is die nuwejaarswaarborg nou? Wat nou van God se gewaarborgde teenwoordigheid? Hoeveel hartseer het in hierdie Kerstyd en hierdie feestyd nie gekom as gevolg van noodlottige ongelukke nie? En in baie van daardie ongelukke het mense gesterf wat nie daarvoor verantwoordelik was nie. En baie van hulle was Christene. En waarskynlik het baie van hulle ook voor die tyd gebid en gesê, Here, ons vra en ons bid vir u beskerming. So waar is die nuwejaarswaarborg dan nou? Ek sien in die fynskrif staan daar, die belofte van Jesus se teenwoordigheid vrywaar ons nie van slegte situasies, van hartseer en van lyding nie. Die nuwejaarswaarborg skep nie vir ons 'n ontsnappingsroete van die stikkindheid rondom ons nie. Dit beteken nie die afwesigheid van swaar kry nie. Die waarborg waarmee ons nou besig is nie Jesus wat sê, alles sal in 2026 uitwerk soos wat julle hoop nie. Julle sal nie swaar kry nie. Dis nie wat Jesus sê nie. Die waarborg is nie 'n probleemvrye jaar nie. Dis nie 'n jaar sonder uitdagings nie. Ons leef steeds in 'n bedeling waar die gevolge van Genesis 3 se sonde vir ons kwes en ons verwond en ons beseer en selfs ons lewens kos. 'n Bedeling wat die gevolg is van ons oeroupa en oerouma Adam en Eva se keuse
sy ongehoorsaamheid, sy rebellie teen God. Die finale nuutmaak en die oormaak waarvan ons in Openbaring 21 lees en waarna glo ons almal uitsien, dit het nog nie gekom nie. Wat Jesus se teenwoordigheid waarborg te midde van swaar kry, is genoegsame genade. Dis wat hy waarborg. 'n Vriend van my wat 'n paar jaar gelede oorlede is, het tot aan die einde van sy lewe getuig as ek met hom gepraat het, sy genade is vir my genoeg. Dieselfde woorde wat Paulus gesê het. Dis wat Jesus se teenwoordigheid vir hom beteken het. En hoewel dit eintlik nou nie vir ons sin maak nie, word Jesus se teenwoordigheid dikwels meer intens en intiem beleef in lyding as wanneer dit met ons goed gaan. En dis ook vir ons siek vriendin 'n realiteit. Daarvan kan sy getuig. Ons kan ook maar vir Dawid vra, vir koning Dawid, en hy beskryf sy ervaring so in Psalm 23 vers 4. Hy sê selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang nie. Is ek nie bang vir die gevaar nie. Hoekom nie? Want U is by my. Dit is U staf en U stok wat my gerus stel. So skryf hy. Dawid ontsnap nie hierdie donkerste kloof nie. Hy spring nie die dal van doodskaduwee vry, soos wat die ou vertaling dit noem nie. Maar in daardie dal van doodskaduwee is hy nie bang nie. En die rede? Want U is by my. So getuig hy. God se teenwoordigheid is ook sy waarborg in die dal van doodskaduwee. Die nuwejaarswaarborg was ook vir Dawid 'n realiteit. Vandat ons kleindogter begin loop het en sy met klein, soms onsekere tredjies langs oupa stap, dan is dit soms vir my asof 'n preek hier langs my gepreek word. En ek het dit die afgelope tyd, in hierdie Kerstyd het ek dit weer ervaar. Dis asof die nuwejaarswaarborg hier langs my afspeel. Sy sal langs my stap, en wanneer ons dan by 'n plek kom waar sy onseker of onveilig voel, dan skiet die handjie spontaan net so op in die lug. Spontaan na my toe, om dit vas te hou. Sy kyk nie eers op of ek daar is nie. Sy twyfel nie, sy weet ek is daar. En sy weet ek is gretig om haar handjie te vat en dit vas te hou. Dis wat die nuwejaarswaarborg beteken. In hierdie onbekende jaar wat voorlê, kan ek en jy net dit doen. Net dit doen. Ons hand uitsteek. Ons hoef nie te twyfel nie. Hy is daar om ons hand te vat. Dis die waarborg. Hy waarborg sy teenwoordigheid. Te midde van slegte situasies, te midde van siekte, te midde van hartseer, te midde van onsekerheid oor 'n nuwe jaar wat voorlê, te midde van ons bekommernisse, te midde van oud word. Dit is die nuwejaarswaarborg. Te midde van die fynskrif, ten spyte van die fynskrif. Maar kom ons beweeg weg van die fynskrif af en ons kyk wat beteken Jesus se belofte. Wat beteken hierdie waarborg vir elkeen van ons in 2026? Die waarborg is nie net daardie laaste sin van Matteus nie. Ons moenie daardie fout maak nie. Ons moenie net 'n stukkie van die waarborg lees nie. Dis gevaarlik. Die waarborg begin by vers 19. En dit kan gerieflik wees om net te lees dat Jesus sy teenwoordigheid vir ons beloof en om dan die res te ignoreer. Maar wat van Jesus se voorafgaande woorde? Wat maak ons daarmee? Jy kan nie een vir jouself toeëien en dan die res net ignoreer nie. Dis eintlik soos 'n pakket. Dis amper of alles of niks. Nou waarna verwys ek?
Ek verwys na Jesus se opdrag in vers 19 wat uitloop op die waarborg van sy teenwoordigheid. Sy opdrag om die goeie nuus met alle mense te deel, om hulle te doop, om hulle te leer om te onderhou wat hy gesê het. Sy teenwoordigheid word veral ervaar wanneer ons besig is met sy plan, met sending, met disippelskap. Ek wil vir jou vra, wil jy sy teenwoordigheid intens ervaar in hierdie jaar? Raak dan betrokke by sy plan in die wêreld en jy sal dit ervaar. Jesus sê nie net vir ons, julle moet gaan nie, maar hy sê ook, julle gaan nooit alleen nie. Jesus se nuwejaarsbelofte is onlosmaaklik gekoppel aan sy opdrag. Aan sy opdrag aan ons as sy gestuurdes. Gestuurdes met goeie nuus. En daarom kan gehoorsaamheid nooit losgemaak word van God se teenwoordigheid nie. Daar's 'n behoefte wat ek gereeld van lees, wat al meer deur jong mense dwars oor die wêreld uitgespreek word. En dis die behoefte om God te ervaar, om hom te beleef. Met ander woorde bewus te wees van sy aktiewe teenwoordigheid. We want to experience God, is die woorde wat jong gelowiges dwars oor die wêreld baie keer deesdae gebruik. En dan lees ek iemand antwoord so op hierdie hinkering van hulle. Hy sê, you cannot experience God without obedience. Dit is wanneer ons gehoorsaam is, wanneer ons sy opdrag uitvoer, dat sy teenwoordigheid die sterkste beleef kan word. Daar's 'n neiging en ongelukkig selfs by teoloë om te sê wonderwerke gebeur nie meer vandag nie. Maar daar waar Jesus se opdrag in gehoorsaamheid uitgevoer word, daar gebeur wonderwerke elke dag. Daar's genesings. Daar's bevryding van verslawings. Daar's bevryding van die houvas van die bose. Daar's veranderde lewens. Wonderwerke gebeur steeds vandag, want Jesus se nuwejaarsbelofte, sy waarborg, staan vas. En kyk, ek is met julle. Daar's mense wat sê, ja wel, dis nou alles goed en wel. Hierdie belofte van Jesus se teenwoordigheid, hierdie waarborg waarvan jy praat. Maar dit bly maar steeds vaag, nê. Nee. Dis iets meer simbolies, hierdie waarborg. Iets misties, abstrak. Dit kan tog nie regtig wees nie. Kan dit? Maar mense met 'n lewende verhouding met Jesus, hulle sal dit ontken, hulle sal ontken dat dit net simbolies is. Hulle sal ontken dat Jesus nie 'n werklike teenwoordigheid by hulle is nie. Ons siek vriendin sal getuig dat dit nie net 'n gevoel is nie, maar 'n werklikheid, 'n ware bewustheid van Jesus wat by haar is, met haar is. En hoor asseblief mooi wat ek nou sê. Die waarborg van Jesus se teenwoordigheid gaan oor 'n intieme verhouding met hom. Dis waaroor dit gaan. En daarom, as jy in die nuwe jaar nie links of regs weet nie, dan sê die Here vir jou soos vir Abraham, ek is met jou. As jy in 2026 bang is vir die toekoms, dan sê die Here vir jou soos vir Jakob, ek is met jou. Wanneer jy in hierdie jaar onbekwaam voel om te doen wat van jou verwag word, dan sê God vir jou soos vir Moses, ek sal met jou wees. En wanneer die onbekendheid van die toekoms jou angstig maak, dan beloof die Here jou sy teenwoordigheid, soos destyds vir Israel. Dit is die nuwejaarswaarborg. Hierdie waarborg hang nie af van hoe sterk jou geloof en hoe sterk my geloof is nie. Dit hang ook nie af van die omstandighede nie. Die nuwejaarswaarborg hang af van wie God is. Wanneer God sê ek is met jou, dan beteken dit ek is betrokke met dit wat met jou gebeur.
Sy teenwoordigheid is veel meer as net 'n teologiese leerstelling. Veel meer as net dogma. Dit is 'n lewende verhouding met die opgestane Here. So, hoe begin ons hierdie nuwe jaar, 2026? Met slim en goed uitgewerkte planne? Nee, ons begin die jaar met 'n waarborg. Ons begin met 'n unieke waarborg, want dis 'n waarborg wat nooit verval nie. Dit kom nie tot 'n einde op 31 Desember 2026 en dan moet dit nie onderhandel word nie. Dis nie hoe dit werk nie. Hierdie waarborg is geldig tot aan die volëinding van die tyd. So lees ons. Ons hoop is nie in 'n beter jaar nie, of 'n goeie jaar nie, of 'n voorspoedige jaar nie. Maar ons hoop is gesetel in 'n getroue God en die voorreg om met hom 'n verhouding te mag hê. 'n Liefdesverhouding met die een wat altyd daar is, sodat ek enige tyd net dit kan doen. My hand kan opsteek, sodat hy dit kan vat. Wat vra hierdie unieke persoonlike waarborg van jou en van my? Dit vra nie angs nie, maar dit vra vertroue. Nie eie beheer nie, maar oorgee. Nie selfvertroue nie, maar vertroue in Jesus. Nie my eie pad nie, maar in Jesus se voetspore. 2026 kom sonder waarborge van gesondheid en stabiliteit en sukses. Maar dit kom met een vaste waarborg. Ek is met julle elke dag. Die Here gee nie vir ons 'n volledige padkaart vir 2026 nie. Hy gee vir ons homself om ons te lei, of ons rigting te gee. Ek wil afsluit met 'n storie of 'n illustrasie wat ek jare gelede in 'n internasionale Christelike publikasie gelees het. Hulle het die opskrif gebruik Daddy's Empty Chair. En dit gaan oor 'n ou man wat by sy dogter ingewoon het. En hy was al baie siek en hy was eintlik aan die einde van sy tyd. En die dogter besluit toe op 'n stadium waar sy gaan die dominee van die omgewing gaan sy vra om haar pa te kom besoek. En toe kom die dominee daar in die kamer en daar is die bedjie waarop die ou man lê. En langs aan teen die bed staan 'n leë stoel. En die dominee sê vir hom: "O, ek sien hier's 'n stoel, jy het my verwag. Jy het verwag ek kan kom." En die ou man sê vir hom: "Nee, dis nie hoekom die stoel hier staan nie." Hy sê: "Kom ek vertel vir jou." Hy sê: "Ek het dit nog nooit vir enige iemand vertel nie. Maar ek wil vir jou vertel, ek kon nie bid nie. Ek kan nie met die Here praat nie, want ek beleef nie sy teenwoordigheid nie. Voel nie vir my hy's hier by my nie. So ek kon in my lewe nooit bid nie. En toe eendag toe kom daar 'n vriend by my en hy sê vir my, ek wil voorstel, jy vat 'n stoel en sit die stoel daar naby jou neer, by jou neer. En dan kyk jy na die stoel en dan verbeel jy jouself, die Here sit hier by jou op hierdie stoel, hy's hier by jou, jy's in sy teenwoordigheid. En dan praat jy met hom daar waar hy by jou sit. Soos wat jy met 'n vriend praat. Hy sê, en van toe af beleef ek God se teenwoordigheid op 'n nuwe manier. Dit is asof die Here hier by my is. Ons sit hier op die stoel met mekaar in gesels. Toe, 'n paar dae later, toe bel die dogter die dominee en sy sê, haar pa is oorlede. En die dominee sê, het dit swaar gegaan met hom aan die einde, of hoe was dit? En sy sê, nee, hy is eintlik in sy slaap oorlede, dink ons. Want toe ons in die kamer kom, toe is hy al oorlede. Maar weet dominee, die vreemdste ding, vir ons was hy op sy bed gelê, met sy kop op die stoel. Sy kop op die stoel. En dis wat die nuwe jaarswaarborg vir ons beteken. Jy kan in hierdie nuwe jaar met jou kop op sy skoot lê. Hy's daar. Dis die waarborg. 2026
se waarborg? Gesondheid? Nee. Voorspoed? Nee. Geluk? Nee. Veiligheid? Nee. Politieke stabiliteit? Nee. God se teenwoordigheid? Ja. Ja. Dit is die nuwejaarswaarborg. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die tyd. Die nuwejaarswaarborg. Amen. Kom ons bid. Here, ons kom maar net na U toe hier aan die begin van 'n onseker jaar wat vir party mense soos 'n bedreiging sal voel. Maar Here, dankie vir die nuwejaarswaarborg. Nie 'n waarborg wat iemand uitgedink het nie, maar 'n waarborg wat eintlik U hele woord omraam, wat die evangelie omraam, wat vir ons sê, kyk, ek is met julle al die dae, tot aan die volëinding van die tyd. Here, ons dankie daarvoor. En daarom wil ek bid en vra, dat die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, met elkeen van ons sal wees, in 2026. Amen. Afkondigings NG Kerk Grootbrak Rivier vir die week 11 tot 18 Januarie 2026. Sondag 11 Januarie 2026. Die erediens is om 9:00 en Dr. Frans Hanke gaan dit lei. Daar's kleuterkerk in die konsistorie, maar geen kategese nie. Synodale offer vir Jan Kriel Instituut by Kuilsrivier by die deure. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom. Die Groenkloof erediens is om 10:00 deur Dr. Frans Hanke. Woensdag 14 Januarie heropen die skole. Sondag 18 Januarie 2026. Die erediens om 9:00 is die bevestiging en intreepreek van Dominee Leon Cronje. Kleuterkerk in die konsistorie en die kategese begin weer. Spesiale offer vir Parel skool vir neuraal gestremde kinders by die deure. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom. Die Groenkloof preek om 10:00 is digitaal. Gebedsgidse. Januarie 2026 se gebedsgidse sal van 28 Desember beskikbaar wees. Die gebedsgidse, dankofferkoeverte, kerkbode en gemeentebriewe is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar. Bedieninge. Die getuienisbediening. Wolwedans, boodskap, sop en brood. Ons wil vir elkeen 'n baie geseënde 2026 toewens en glo dat die fees en vakansietyd saam met familie en vriende verfrissend was en dat die nuwe jaar met ywer en toewyding aangepak kan word. Al die aktiwiteite begin weer in die volgende 2 weke en as daar iemand is wat iewers by die getuienisbediening betrokke wil raak, kan hulle vir Emiel Hurter kontak by 082 554 1979 of Kobus Huissamen by 082 773 9320. Hulle is op WhatsApp beskikbaar en kan ook geskakel word. Die uitreikdatums vir die Wolwedans boodskap, sop en brood uitreike is 14 en 28 Januarie 2026. En ons eerste vergadering van die jaar is geskeduleer vir 26 Januarie 2026. Behoeftes vir getuienisprojekte. Daar is 'n deurlopende behoefte aan wol. Die omgeebediening.
Indien u bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig, kontak u kerkraadslid of die kerkkantoor. Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak. By die deure is houers om enige nie bederfbare kosprodukte in te plaas soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkies kos, seep, tandepasta, koffie en tee ensovoorts. Indien u by die omgee bediening betrokke wil raak, kontak vir Corrie Pieters. Haar nommer is 082 327 9527. Die ondersteuningsgroep. Ons groep is 'n klompie toegewyde lidmate wat maandeliks by mekaar kom, by mekaar leer en vir mekaar ondersteuning bied. Die doel is om uit te gaan as geroepenes na mense in ons gemeente en om na die gemeenskap uit te reik. Dit doen ons deur rygeleenthede vir doktersafsprake, hospitaalbesoeke en dies meer. Hulp met inkopies, ondersteuning deur daar te wees tydens moeilike omstandighede. Uit te reik na die mense om die toenemende probleem van alleen wees en eensaamheid te verlig. Die kontakpersone daar is Rihanna Briers, 081 039 8853 en Riet Jansen van Rensburg by 082 928 9625. Neem kennis. Nuwe lidmate. Ons nooi nuwe lidmate om asseblief na die erediens tot voor die kansel te kom, waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi, sodat ons u vinnig kan leer ken. Lidmaatbesoeke. Dominee Charney Viljoen besoek nuwe intrekkers. Indien u nog nie 'n besoek ontvang het nie, of u 'n bestaande lidmaat is wat 'n besoek verlang, kontak of kom loer gerus in by die kerkkantoor om 'n afspraak te maak. Die ure is maandag, woensdae en vrydae tussen 8:30 en 12:30. Almanakke vir 2026. Die almanakke vir 2026 is beskikbaar. Gemeentelede wat nog nie 'n kalender ontvang het nie, is welkom om dit asseblief gedurende kantoorure te kom afhaal. Blokbyeenkomste. Ons blokbyeenkomste begin weer vanaf Woensdag 21 Januarie 2026 om 6:00 die aand, indien anders aangedui. Ons versoek graag die blokleier, ouderling of diaken van die onderskeie blokke om die Woensdag voor hul blokbyeenkoms asseblief die kerkkantoor te laat weet by watter adres in hulle blok die byeenkoms sal plaasvind, sodat dit betyds in die afkondigings geplaas kan word. Rek en strek oefeninge vir seniors. Elke Dinsdag van 8:00 tot 9:00 is daar oefeninge vir seniors in die kerksaal. Ons eerste sessie begin Dinsdag 20 Januarie 2026. Nuwe lede is baie welkom. Die kontakpersoon is Piet Snyman en sy nommer is 082 297 3476. Kooroefening. Neem asseblief kennis dat kooroefeninge hervat op Woensdag 28 Januarie 2026. Die Bybelstudiegroepe vir 2026 se inligting is op die webadres. Dit gaan ook in die afkondigings komende Sondag wees. Daar kan u die tyd van vergadering sien, die dae waarop dit plaasvind, die plek en die kontakpersoon met hulle nommers. Lofdans. Ons nooi u vriendelik om deel te raak van ons bediening waar ons die Here loof en mense bedien deur saam te dans. Ons beweeg ritmies saam op die maat van die musiek en wil graag mense seën met hierdie bediening. Ons oefen op Dinsdae om 10:00 in die kerksaal. Oefening hervat op 3 Februarie. Indien jy graag betrokke wil raak, kontak gerus vir Adri Peens en haar nommer is 082
3724063. Neem asseblief kennis. Ons gemeente se bloknommers het verander aan die hand van 'n meer op datum indeling wat deur die kerkraad gedoen is. Inligting in hierdie verband sal so gou moontlik deur middel van WhatsApps uitgestuur word. Feba Radio. Bemoedig die wie se hande slap hang, help die wie se knieë knik. Sê vir die wat moed verloor het, wees sterk, moenie bang wees nie, julle God is hier. Hierdie week se gebed is: bid dat God meer kerke vir gelowiges met 'n moslim agtergrond sal oprig en dat hy kerke die moed sal gee om saam met Feba te werk om disippels van nuwe gelowiges te maak. Die webwerf 11 Januarie 2026. 1. Erediensbediening. Die skakel na die YouTube erediens van 11 Januarie gelei deur Dr. Frans Hanke is beskikbaar. Die Bybelstudiereeks A, 'n volledige Epifanie-reeks is beskikbaar op die webtuiste. Die 2026 Skep Asem vir vandag is weer beskikbaar en is 'n goeie begin vir elke dag. Die weeklikse stof tot nadenke se tema is ootmoed en dankbaarheid. 3. Gemeentenuus. Al die inligting van die Wêreldbiddag vir vroue van 6 Maart is beskikbaar. Die gebedsgids vir Januarie 2026 is ook op die webtuiste. Daar is heerlike geestelike musiek op die webtuiste te vind. 4. Die weeklikse afkondigings en ander opkomende aktiwiteite is op die webtuiste indien u wil seker maak van enigiets. Ons leraars is Dominee Charney Viljoen. Die adres van die kerkkantoor is Langstraat 10, Grootbrakrivier 6525. Die telefoonnommer is 044 620 2205. Die webwerfadres is www.nggrootbrak.co.za. Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.